Goeiemôre vriende, ons is dankbaar teenoor die Here dat ons andermaal weer kan saam wees rondom sy woord. Nou dis maandagooggend, dis 'n nuwe dag, dis 'n nuwe week en ons weer gaan uitdagings oor ons pad kom in hierdie dag en in hierdie week en die gebed van my hart is dat die Here vir ons wysheid sal gee hoe ons dan ook kan leef om hom te verheerlik. Die Here sê vir ons baie duidelik, ons is vreemdelinge en bywoners op hierdie aarde. As ons weergebore is, sê die Bybel is ons burgerskap in die hemele, vanwaar ons verwag ons verlosser en saligmaker Jesus Christus. In die interim tyd weet ons daar is stryd, daar is uitdagings, daar is lyding, daar is dinge wat oor ons pad sal kom wat ons nie altyd sal verstaan nie, maar in dit alles verheerlik ons die Here as die een wat weet wat hy doen en weet wat hy oor ons lewens toelaat om ons te heilig en te vorm om hom te verheerlik. Daarom sê 1 Petrus 4 vers 16, ek het aan hierdie woorde gedink, waar Petrus sê, maar wanneer iemand as 'n Christen ly, moet hy hom nie skaam nie, maar God verheerlik in hierdie opsig. Hoe kan ons God verheerlik in hierdie opsig, wanneer lyding oor 'n Christense pad kom? Eenvoudig deur anders te op te tree as die wêreldling. U sien, omdat ons burgerskap is in die hemele, kyk die wêreld na ons en hulle sien vreemde optredes, want ons doen nie soos hulle nie, ons praat nie soos hulle nie, ons is nie 'n dooie vis wat met die stroom afwaarts gaan nie, ons is stroom op en die wêreld hou nie altyd daarvan nie en daarom sal daar soms lyding wees. Hulle sal dinge van ons sê, hulle sal dinge teen ons beplan en beraam, maar in elke opsig moet ons die Here verheerlik, want u sien, lyding is God se manier om ons te heilig en te vorm en voor te berei vir sy heerlikheid. Ons is tans besig om te kyk na hierdie kosbare gedagtes, God se wet en gebooie nog relevant vir ons dag en tyd, is nog van toepassing op ons. En ag vriende, as ons dink aan die gedagte as burgers van die hemele, wil ek vir u sê, dan is dit verseker nog op ons van toepassing. Nie om ons te red nie, ons het al reeds daaroor gepraat, maar juis as gereddes, om dan riglyne te hê waar volgens ons kan lewe, hoe ons God kan verheerlik. Vir u gesê dat die eerste 4 gebooie is ons vertikale verhouding, ons verhouding met die Here, en dan die ander 6 gebooie is ons horisontale verhouding, ons verhouding met mense om ons. Ek het vir u gesê dat ons verhouding met God beïnvloed ons verhouding met die mense om ons. Daarom is die groot gebod in die Nuwe Testament dat jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, hele siel, al jou krag en dan jou naaste soos jouself. En ons het al reeds Saterdag gekyk na die gebod van eer jou vader en jou moeder, die belangrikheid om hierdie gebod na te kom, omdat God die een is wat hierdie gebod vir ons gee. En dit is 'n gebod met 'n belofte dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God jou gee. Ons kom vandag uit dan ook by die 6ste gebod, die gebod wat vir ons sê, jy mag nie doodslaan nie. En ons gaan poog om in hierdie paar minute vir u hierdie saak te verduidelik. Vriende, dit beteken vir my so moeilik om hierdie groot gedagtes in 'n paar minute op te som, om vir u dan ook die waarhede deur te gee. En daarom wil ek vir u sê, dis nie breedvoerig hanteer nie. U moet van u kant af bietjie verdere ondersoek gaan instel, maar ek gaan vir u die hoofgedagtes probeer deurgee, dat u 'n baie duidelike verstaan kan hê waarom hierdie gebooie nog op ons van toepassing is, wat die Ou Testament sê, wat die Nuwe Testament sê, en hoe ons dit in ons lewens kan implementeer. Nou as ons gaan lees daar in die woord van die Here in Eksodus 20 vers 13 staan daar, jy mag nie doodslaan nie. Dis 'n opdrag wat die Here in sy woord gee. In die oorspronklike taal staan daar letterlik, jy mag nie moor nie. Die King James sê, thou shall not kill. 'n Ander Engelse vertaling, do not murder. So wat wil die Here vir ons sê wanneer hy hierdie gebod vir ons deurgee? Beteken dit dat niemand doodgemaak mag word nie, en dat niemand mag sterf deur die hand van 'n ander een op aarde nie? Ek dink nie dis wat die gebod vir ons sê nie, maar ek dink wat die Here vir ons hier baie duidelik wil deurgee, is dat daar nie van my kant af 'n opsetlike daad of 'n aksie moet wees wat die dood van 'n ander een mag veroorsaak nie. Daar is wel tye waar die Here toegelaat het dat mense gedood moet word. Ons dink aan oorlog, Deuteronomium 20 vers 16 en baie ander gedeeltes in die Ou Testament waar die Here baie duidelik vir sy volk dan ook die opdrag gee om hierdie Kanaaniete en Feresiete en Jewiete en Jebusiete dan met die banvloek te tref, juis omdat hierdie mense dan die volk Israel het struikel het, dat hulle afgode dienaars was, rebelle teenoor God, en daar was oorlog tussen hierdie volk Israel en hierdie volkere, en God het hulle die opdrag gegee om dan ook hierdie mense met die banvloek te tref. Ons dink aan ons eie land, ons dink aan die weermag en die polisie, ons dink aan kere waar mense gedood word omdat ander se lewens in gevaar is, en daaroor is die Bybel baie duidelik, dat dit ook iets is wat die Here vir ons baie duidelik opgeteken het in die woord. Gaan lees
Romeine 13, die Bybel sê dat die regering is die dienaar van God. En hierdie dienaar van God dra die swaard en hy's 'n wreker om die een wat kwaad doen te straf, sê Romeine 13 vers 4 vir ons. So hierdie gebod beteken nie niemand mag doodgemaak word nie, maar die gebod is juis vir ons gegee dat ons nie wraak moet neem op ander mense nie, want die Here sê die wraak kom hom toe. Kom ek lees gou vir u wat sê die Heidelbergse Katekisme rondom hierdie saak. Dis baie mooi en bondig saamgevat en gee 'n goeie verduideliking waaroor die 6de gebod gaan. Daar staan: ek mag nie self en ook nie deur iemand anders my naaste onteer, haat, beledig of doodmaak nie. Ek mag dit nie met my gedagtes, woorde of gebare doen en nog minder met die daad. So met ander woorde, wat wil die Bybel vir ons kom leer? Dat selfs wanneer ek in my gedagtes dink om iemand te vermoor of iemand dood te maak, dan is dit voor God asof ek dit reeds gedoen het. Daarom moet ek weet dat God my gedagtes ken. Die Bybel sê nog voor ek 'n woord spreek, weet hy daarvan, hy ken my gedagtes van ver. Daarom sê die Bybel ook vir ons, dat van binne uit die hart van die mens kom booshede, en een van hulle is dan moord. Daarom moet my gedagtes suiwer wees, my hartsgesindheid moet reg wees, sodat my hart nie teenoor 'n persoon in opstand kom en ek later oorgaan na 'n daad, of iemand kry om hierdie daad ten uitvoer te bring nie. So, ek mag nie met my gedagtes, woorde of gebare doen nie, en nog minder met die daad. Ek moet alle wraaksug laat vaar. Ek mag ook myself nie kwaad aandoen of moedswillig in gevaar begewe nie. Hier kom die gedagte ook, ek mag myself nie doodmaak nie. Dis belangrik dat ek sal sien dat ek ook na die beeld van God geskaap is, en ek het nie reg oor my eie lewe nie, maar God het die reg om lewe te gee en lewe te neem. En daarom is dit belangrik dat ek myself ook nie moedswillig in gevaar moet begewe nie. Jy weet, ons leef in 'n tyd waar mense dink dat my lewe behoort aan myself. Ek kan maak daarmee wat ek wil, ek kan doen daarmee wat ek wil. En daarom doen mense baie keer belaglike dinge. En dan kos dit iemand se dood en dan sê ons, hoe verskriklik dat hierdie ene gesterf het. Jy weet, toe hy van hierdie plek afgespring het of hy in hierdie plek homself bevind het. En dan besef ons maar net dat mense doen baie keer dinge. En is baie keer moedswillig in die plekke waarin hulle self begewe, en dit kos baie keer hulle dood, en dan is mense baie verbaas. Daarom wil ek jou vra dat wat jy doen altyd met goeie oorleg sal wees, om vir die Here te vra, Here, dit wat ek nou gaan doen as u kind, is ek besig om my lewe moedswillig in gevaar te stel, en kan dit my dood veroorsaak, en gaan ek daardeur u onteer. Nou weet ek, vriende, ek hoor die meeste van u sê, maar ek beweeg elke dag op die pad, en ek moet elke dag in hierdie land Suid-Afrika beweeg, waar daar baie mense doodgemaak word daagliks, kapings, inbrake. Wat ek vir u probeer sê is, die gedagte van moedswilligheid van my kant af. Ek moet leef in hierdie wêreld, ek is 'n mens, ek moet winkels toe gaan, ek moet slaap, ek moet werk, ek moet op die paaie beweeg, en dit is die normale gang van die lewe. Maar wanneer dit kom by moedswilligheid, moet ek baie versigtig wees om die Here te eer. Wat beteken hierdie gebod verder, vriende? Dit beteken ook ons mag nie ongebore kindertjies doodmaak nie. So as jy vanmôre 'n dokter is wat aborsies uitvoer, is jy 'n moordenaar. As jy 'n ma is wat jou kind laat vermoor, sal God van jou rekenskap eis. 250 kinders word per dag in Suid-Afrika vermoor, en dis waarvan ons weet. En ek wil vir u sê, hierdie gebod is baie duidelik dat ons nie mag doodmaak nie. Luister, 'n kind in die skoot van sy moeder, al is hy nog nie gebore nie, is 'n kind, dis 'n persoon, en as daardie bevalling plaasvind, sal daardie kindjie wat in die skoot was, dan ook volwaardig mens wees. Of jy die kind buite die skoot van die moeder vermoor of binne, is moord, en daarom sê God, jy mag nie doodmaak nie. So as jy vanmôre 'n moordenaar is, het jy nodig om voor God te bely, jou sonde reg te maak, en vir die Here vergifnis te vra, en voortaan te lewe in heiligheid. Mag die Here ons genade gee om nie moordenaars te wees en te dink dat ons reg het oor lewe, en dat ons lewens kan leef soos ons wil nie. Dit is vir my so hartseer dat jong mense seks het, en losbandig lewe, en daar's buiteegtelike verhoudings, en wanneer daar 'n kind kom, dan word hy doodgemaak, so asof hy die skuldige is vir my bose dade. U sien, ek het vir u gesê, die 10 gebooie gaan oor my verhouding met God, en dan my verhouding met mense rondom my. Daarom wil ek vir u sê, die Here sê, ons mag nie doodslaan nie, ons mag nie doodmaak nie.
Ons het nodig om te sien wat God se woord vir ons oor hierdie saak sê. Daar mag nie wraakgierigheid in my hart en in my lewe wees nie. En die gebed van my hart is dat die Here vir ons ook in hierdie opsig baie wysheid sal gee. Ek sluit af met die woorde van 1 Petrus 4 vers 15. En daar staan, want niemand van julle moet ly as moordenaar, of dief, of kwaaddoener, of as een wat hom met die sake van ander bemoei nie. Baie duidelik praat Petrus met die kinders van die Here, en hy sê ons moenie ly lang uit as moordenaar, of dief, of kwaaddoener nie. U sien, die hele gedagte is, kinders van die Here moet anders wees as die wêreld. Daarom sal God ook moordenaars oordeel, en hy sê ook, 'n moordenaar het geen aandeel in sy koninkryk nie. En daarom vra ek vir u dat u gedagte in die eerste plek suiwer sal wees, want jou gedagte lei dikwels na 'n motief, jou motief lei na 'n aksie, en jou aksie lei op die einde van die dag na die moord van iemand. Mag die Here ons wysheid gee, dat ons in hierdie bose, krom en verdraaide geslag, van binne na buite, heilig sal lewe, sodat ander Christus in ons sal sien. Mag die Here verheerlik word. Ek het u reeds gesê, vriende, dis 'n geweldige uitgebreide studie, en u kan nog verder daaroor gaan nalees, maar die Bybel sê ons mag nie doodslaan nie. Mag die Here ons wysheid gee daarin, sodat ons hom kan verheerlik. Mooi dag vir u verder. Tada.